Goeienaand almal. Ek is Mieke Nieuwman en ek wil graag iets met julle deel wat die Here op my hart gelê het om hierdie Sabbat te open. Kom ons begin deur 'n gebed te sê vir die Here. Sê die woord. Liewe Heer, baie dankie dat ons hier so by mekaar kan kom, Here, om die Sabbat te open. Mag dit 'n geseënde tyd wees. Mag ons iets leer, mag ons nader aan U groei, mag ons lief raak vir U, en mag ons 'n behoefte sien waar ons nader aan U wil beweeg. Asseblief, Here, ek vra vir die Heilige Gees om hierdie te lei. Ek vra dat asseblief ons oë en ons harte sal oopmaak om U wil te sien en U liefde te sien en U goedheid. Ek vra dat asseblief ons almal sal kalmte bring. Want die Sabbatdag is daar om te rus. Ek weet, U kan al hierdie vir ons gee, want U is 'n God van liefde en goedheid en genade. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. So ek wil graag begin met die teken van Jona. Dit is 'n baie bekende vers. Ek het spesifiek gekies Lukas 11 vers 29 tot 32. Ek gaan dit 'n bietjie opbreek en iets tussenin sê, maar julle kan vry wees om my te volg in julle eie Bybels. Soos die skare groter geword het, het Jesus gesê: Hierdie is 'n goddelose geslag. Hulle soek 'n teken, maar geen tekens onder hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Lewe ons in 'n goddelose geslag? Almal weet die naam van Jesus, want hulle gebruik dit as 'n uiterlike woord. Geen nie eer aan Jesus se naam nie. So hulle weet hy bestaan, maar gee hom nie eer nie. So ja, ons lewe in 'n goddelose geslag. En ja, baie mense maak hulle geloof net so sterk as die Here vir hulle 'n teken gee. Hulle sê, ek sal net glo as ek 'n teken kry van die Here af. Sal die Here dit regtig vir hulle gee? Dit klink asof hulle die Here se krag as regtig min sien. Dit is min werd. Ga jy regtig die grootste God in die heelal so klein maak deur te sê ek soek 'n teken en dan sal ek glo? Mense hoef nie dit te doen nie. Maar Jesus het hulle geantwoord en gesê, want ek sal hulle 'n teken gee van Jona. Nou wat het Jona gedoen? Moet lees verder. Want soos Jona 'n teken was vir die mense van Ninive, so sal die seun van die mens 'n teken wees vir hierdie geslag. So Jona het ons gegaan na Ninive toe en vir hulle gesê, as julle nie bekeer nie, gaan julle doodgaan. En deur net daai te hoor, nie daai woorde te hoor deur 'n profeet wat nie regtig hulle lief gehad het nie, het hulle gesien hulle die Here nodig gehad, het hulle gesien wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle het toe 'n behoefte ontwikkel om meer van God te weet, te bekeer en te sê ons kort U hulp. Is ons so hoogmoedig dat ons nie dit kan doen nie? Is ons so hoogmoedig en deur te sê, ek ken al die kennis van die Bybel, ek weet alles, ek weet wat om te doen. Wat doen jy dit? Pas jy die kennis wat jy het toe? Is jy wys? Die koning van die suide sal tydens die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en hulle veroordeel, want sy het van die uithoeke van die aarde gekom om na Salomo se wysheid te luister. En kyk, iets groter as Salomo is hier. Reis ons ver. Reis ons met dissipline om Jesus te vind, om sy wyse woorde te hoor. Gaan ons uit ons pad uit om sy karakter te sien, sy karakter te aanskou en lief te raak vir hom. Ja, iets groter as Salomo en Jona is hierso. Iets groter was in hulle geslag, besig om rond te loop daar. God op aarde. Die mense van Ninive sal ook opstaan by die oordeel saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul bekeer toe Jona gepreek het. En kyk, iets groter as Jona is hier.
Dit het my regtig getref, hoe dit so waar is wat Jesus hierso sê. Nee, hierdie kom uit Jesus se eie mond uit, wat hy hier praat. Dat mense het bekeer, toe hulle net vir Jona gehoor het. Die koning van die suide het meer vir God lief geraak, teen net met Salomo te praat, man van wysheid. Ons het al 66 boeke van die Bybel. Ons het die Heilige Gees. Ons het geïnspireerde kommentaar. Ons het profete. Ons het getuienisse. Ons het al die instrumente, maar gebruik ons dit vir ons voordeel om nader aan God te beweeg, nader aan Jesus te beweeg? Of sien ons dit as harde werk? Sien ons dit as die oomblik as ek daai besluit neem om nader aan God te beweeg, is ek bang vir wat gaan gebeur? Is ek bang vir wat ek moet opgee? Julle, 'n verhouding met God, 'n verhouding met Jesus, is baie meer werd as goud in hierdie wêreld. Baie meer goed. Ek wil net 'n bietjie positiwiteit bring. Met hierdie vers wat Jesus met ons praat en sê, geseënd is die wat nie my gesien het nie en tog glo. Ons kan dit vat. Ons kan my belofte vat as waarheid. En sê, ons is geseënd omdat ons die Seun van God glo. Al het ons hom nie gesien nie. Net soos Nineve. Hulle het nooit God gesien nie. Maar het in hom geglo. Dit was 'n seëning in dit in. Vir dit is waarheid. Die punt wat ek wil graag oordra, wat ek dink is baie belangrik. As jy nie Jesus het nie, het jy nie die evangelie nie, en die evangelie boodskap nie. Jy mis dit heeltemal as jy nie Jesus het nie. Jesus is die pad na die lewe toe. Die pad om weer verbind te raak met die allerhoogste God. Die pad om weer heilig te word. Om uit hierdie sondige wêreld weg te breek en die ware ons te word, wat die Here ons wou gegee het en wou laat wees het. Jesus Christus is ons enigste hoop om weer verbind te word met die allerhoogste God, die fontein van lewe. 'n Verhouding met Jesus is meer werd. 1 Johannes 5 vers 9 tot 12 sê, as ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. Hier is die belangrike deel. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Het julle mooi gehoor wat hier so gepraat word? Johannes sê dat God het vir ons die ewige lewe gegee. Daar's niks wat ons kan doen om daar uit te kom nie. Nie uit jou eie werke uit nie. Maar die Here het dit vir jou gee as 'n geskenk. En dit is lewe in sy seun, in Jesus. Hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun het, het die lewe. Wat 'n wonderlike nuus. As jy Jesus het, het jy lewe. Dit is die evangelie boodskap wat ons met mense moet deel. Wat jou hart moet aanvaar. Jesus sal vir jou al die geskenke gee wat jou hart begeer. As jy jou oë rig op hom. As jy eers die koninkryk van God soek, sal al hierdie ander dinge vir jou gegee word. Vrugte van die Gees. Om die 10 gebooie te volg. Al daai kan jy nie uit jou eie werke doen nie. Jy kan dit nie self maak nie. Dit is onmoontlik, want jy is selfsugtig. Jy is 'n sondaar. Jy kor die Here om dit vir jou te doen.
Die Here vertrou ons nie om gehoorsaam te wees nie. En dit is so belangrik, dat die Here het besluit, hy sal dit self vir ons gee. Hy vertrou net met homself om dit vir ons te gee. So as jy voel jy is nie gehoorsaam nie, bid daarvoor. As jy vra, sal jy kry. Jy moet net vra. Die Here is oop, met oop adems wag hy vir jou, dat jy in sy adems hardloop, en sê, Here, ek kies jou. Jy is die Here van my lewe. Ek gee my wil vir U, want ek weet U gaan iets beter doen met my lewe, as wat ek nog ooit gedink het, ek kon doen. U sal my hart verander, dat dit 'n baie mooi hart is, wat ander mense in ag sal neem, wat liefde sal uitstort, net soos U gedoen het. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here, wat die Gees is. Deur te aanskou word ons verander. So die oomblik as jy jou oë rig op Jesus, gaan jy meer word, soos Jesus. Is dit nie wonderlike nuus nie? Ek daag U uit, spandeer 15 minute, 20 minute, 'n uur, elke oggend, saam met Jesus, in die evangelieboeke, in die koning van die eeue. Gebruik hierdie boeke, hierdie instrumente, na U voordeel. Laat die Here U verander, na 'n beter persoon, die persoon wat hy wil hê U moet wees. Maak jou harte oop, en sê, God, 'n groter teken as Jona is vir my gegee. Dit is dat U God is. U is my persoonlike redder, vriend en God. Baie dankie. Kom ons sluit af. Liewe Jesus, baie dankie dat ons op U kan staatmaak, en dat U 'n goeie God is, een wat net die beste vir ons wil gee. Here, U gee so baie geskenke vir ons. Ons kan nie ophou dankie sê nie. Here, U genade, U liefde, ons verdien dit nie, maar U gee dit vir ons, omdat U ons lief het. Here, ons kan net U naam prys daarvoor. Baie dankie dat U oor die aarde toe gekom het om 'n verhouding met ons te skep. Dat U nie die hemel gesien het as 'n plek waar U wil wees as ons nie daar is nie. O Here, dit breek my hart om net te weet van wat alles deurgegaan het in Golgotha en Getsemane, Here. U het ons so lief, dat U wil ons net seën. U wag net vir die dag. Ons vra. Here, ek vra dat U vir ons die behoefte sal gee, om U beter te leer ken, om lief te raak vir U, en om te sien dat ons sondaars is, en ons kan nie sonder U lewe nie. Liewe Heer, die wêreld is sondig, en Satan probeer ons weg te ruk van U af. Maar ek vra dat U asseblief ons verhouding sal weer verbind, en dit versterk vir die dae vorentoe. Ons kan staatmaak op U, en ons vertroue plaas op U, want U is goed, U is almagtig, en ons geen ander plek wat beter is as in U hande nie. Baie dankie dat ons hierdie Sabbat saam met U kan deurbring. Seën dit asseblief, Here, sien ons families, wees saam met ons. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.